Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n voorreg om so saam met u te wees en mag die Here vir ons ook ryklik saam seën. Nou hierdie ou reptiel is 'n graafneusakkedus en in Engels is hy dan ook 'n spade-nose lizard of dan ook die gedagte van 'n spade-nose worm lizard, omdat hy dan ook sekere eienskappe het. Hy is smal, slender, gebou met 'n breë plat kop, wat dan ook daardie graaf idee vir ons gee, en hy grou baie keer homself onder die grond, en baie keer as jy ook sal kry in die woestyn, dan is daar die beentjies van hulle ook onder die grond. So baie duidelik hoekom hy dan ook 'n spade-nose worm lizard dan ook genoem word, as gevolg van daardie dat hy homself so in die grond dan ook inwurm. Maar wonderlik ook wanneer dit kom by die woord van die Here, soos wat hierdie ou diertjie, maar baie keer ook as hy in gevaar is, dan hardloop hy redelik vinnig en hy los nogal redelik sy voetspore agter. En so ook kom die woord van die Here, en hy wil vir u en vir my as kind van die Here ook leer om te vlug. As ons kyk na 1 Timoteus 6 vers 11, dan sê hy, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Wanneer hy dan ook hier kom praat oor, maar jy, man van God, verwys na kind van die Here, en besonder daardie man van God, daardie vrou van God, wat van sekere dinge af moet wegvlug. En nou kom hy, en hy wys ook in die vorige verse, juis oor die gedagte van ambisie, posisie, geldgierigheid, want so 'n persoon raak baie keer verwaand. Daarom wat hy ook sê, dat daarna die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid, dan ook gestrewe moet word. As hy praat van die geregtigheid, is dit juis die kind van God wat geregtigheid lief het. Hy leer daardie geregtigheid by sy redding, en dit groei op hom, maar die ongeredde moet dit nog leer, en hy verstaan dit nie. Daarom wat hy ook praat van die man van God, wat in hierdie geregtigheid ook homself dan ook inburger en daarin groei in sy geestelike lewe. So ook die godsaligheid, as hy daarna verwys, is dit soos Paulus wat ook na verwys, oefen jou in die godsaligheid, so asof die gedagte maar na vore kom van 'n wedloop, en daar's 'n eindstreep wat ek ook na moet strewe. Daarom moet ek ag gee op my geestelike lewe. Die geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid, wat deel is van die vrug van die Gees, en daarom wat ons so nodig het, dat ons dan ook vervul sal wees met die Heilige Gees. Daarom wat Paulus ook in 2 Timoteus 2 vers 22 aan hierdie jong Timoteus skrywe, en hy sê, maar vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid, en jaag na die geregtigheid, geloof, liefde, vrede saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Hierso is dan ook 'n groot geheim, en dit is daardie hartsgesindheid, 'n rein hart, waarmee ek die Here ook dan aanroep. Hierdie jonkheid, baie keer maar daardie gedagte van, daardie begeerlikhede, dinge wat ek na strewe, wat nie altyd God gerig is nie, maar wat baie keer mensgerig is, om myself tevrede te stel, en myself te bevredig, as eerder om God te verheerlik, en daarom wat hy weer eens sê, jaag na die geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Prediker kom, en hy waarsku dan ook vir die jong mense in Prediker 11 vers 9, verbly jou o jongeling in jou jeug, en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid, en wandel in die weë van jou hart, en in die aanskouing van jou oë. So hierso kom Paulus sê, jy kan al hierdie ou dinge doen, maar, en hierso is die teenstelling, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. Jy sal verantwoording gaan doen. Wat het jy met daardie lewe gedoen, wat God vir jou gegee het? Het jy dit vir jouself gelewe, of het jy dit vir God gelewe? So belangrike saak. 1 Petrus 3 vers 11 en 12. Hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najag, want die oë van die Here is op die regverdige, en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoener. Daarom, liewe toehoorder, hoe leef ek met hierdie lewe wat God vir my gee, wanneer hy my siel uit genade kom red het, ek gewas is in die bloed van Jesus Christus? Hoe leef ek met daardie lewe wat God nou vir my gegee het?
dat ons ook sal wegvlug van die verkeerde dinge en die dinge van die Here soek. Kom ons bid saam. Here, help vir ons, gee vir ons geestelike oë, sodat ons kan raak sien hoe ons moet wandel voor U aangesig en dat U ook daarin verheerlik word. Amen.